Die storie is spesiaal geskryf vir al my kleinkinders. Ek is baie lief vir julle en ek hoop julle gaan hierdie storie sommer baie geniet. Baie liefde, Ouma Corneille. Die groot familieavontuur by die see. By die see in die Kaap woon daar 'n baie spesiale ouma. Haar naam is Ouma Corneille en sy het 5 kleinkinders wat sy liewer het as enigiets in die wêreld. Al woon hulle nie altyd naby mekaar nie, praat hulle gereeld met ouma. Soms oor video, soms oor WhatsApp, party dae bel Lenae en Cornelius van die plaas af. Ander kere gesels Hunter en Arthur van Bryanston. En soms wys klein Annabel vir ouma haar groot glimlag van Valpark. Wanneer die foon lui en ouma die skerm aanskakel, sien sy altyd 'n paar opgewonde gesiggies. Gesiggies wat wil praat, lag en stories vertel. Maar hierdie keer, sê ouma Corneille met 'n geheimsinnige glimlag, ek het vir julle 'n groot verrassingsavontuur beplan, wanneer julle weer by my kom kuier. En so gebeur dit, dat al 5 kleinkinders een naweek by ouma in die Kaap gaan kuier. By ouma se huis hardloop 2 hondjies vrolik rond. Frikkie, Lenel se klein Jokkie, en Vlekkie, ouma Corneille se Jack Russell. Eers arriveer Lenel. Sy is 8 jaar oud. Sy bring haar klein hondjie Frikkie saam. Frikkie hardloop vrolik rond en Vlekkie hardloop nuuskierig agter hom aan. Lenel vertel vir ouma hoe baie sy hou van perdry, swem en netbal. En hoe lekker dit is wanneer hulle naweke plaas toe gaan, saam met pappa Louise, mamma Christel en haar boetie Cornelis. Kort daarna kom Cornelis. Cornelis is 6 jaar oud. Hy hou nie daarvan om stil te sit nie. Hy hou van skiet, visvang, motorfietsry en om saam met sy pappa Louise op die plaas te boer. Hy kyk altyd rond, soos iemand wat gereed is vir 'n avontuur. Toe arriveer Hunter. Hunter is 7 jaar oud. Hunter hou baie van rugby speel. Hy kan vinnig hardloop met 'n bal in sy hand. Hy vertel hoe hy saam met pappa Louis gaan jag. En hoe lekker dit is wanneer hulle huis toe kom en mamma Sumi se heerlike kos vir hulle wag. Saam met Hunter kom sy klein boetie Arthur. Arthur is 5 jaar oud. Hy hou baie van swem en wanneer hy by ouma kuier, speel hy graag op ouma Corneille se tablet. By hulle huis in Bryanston het hulle ook 2 oulike hasies wat altyd rondhop. En toe kom die jongste kleinkind van almal, klein Annabel. Sy is nog net 5 maande oud en sy glimlag wanneer almal met haar praat. Haar pappa Jimmy en mamma Marinay bring haar saam uit Valpark. By hulle huis het sy 2 baie spesiale troeteldiere en bodyguards, Simpson en Esther. Hulle hou altyd wag oor kleine Annabel. Daardie oggend neem ouma Corneille almal strand toe. Frikkie en Vlekkie hardloop vrolik saam oor die sand. Die kinders is baie opgewonde, want ouma het vir hulle 'n skattejagavontuur beplan. Die see reis sag, die wind speel met die sand. Skielik roep Arthur, kyk daar! In die sand lê 'n klein houtkus. Hunter tel dit op. Cornelis maak dit oop. Binne-in lê 'n briefie. Hunter lees hardop. Die avontuur begin hier. Maar die volgende leidraad wag tussen die groot rotse by die see. Kom,
sê Lynel. Frikkie hardloop voor, Flikkie hardloop vrolik saam. By die rotse sien hulle iets wat in die water dryf. 'n botteltjie. Cornelis kry dadelik 'n plan. Hy dra mos altyd 'n klein handlyn in sy sak. Net ingeval hy 'n kans kry om vis te vang. Ons kan my handlyn gebruik, sê hy, net soos wanneer mens vis vang. Hy gooi die lyn versigtig na die botteltjie. Na 'n paar probeerslae kry hy dit reg om die botteltjie nader te trek. Hunter tel dit op. Binne in die botteltjie is nog 'n briefie. Hunter lees. Volg die perdspore in die sand. Terwyl hulle begin stap om die spore te soek, dra ouma Corneille vir klein Annabel op haar arm. Annabel kyk rond met groot nuuskierige oogies. Elke nou en dan maak sy klein babbelgeluitjies. Annabel praat ook saam. Ouma glimlag. Ja, sy sê, hierdie klein mensie is ook deel van ons span. Hulle soek en skielik roep Lynel, kyk julle, hier is spore. Hulle volg die spore tot by 'n stuk dryfhout. Daar is nog 'n briefie. Die briefie sê, om die volgende leidraad te kry, moet iemand die bal tot by die vlag dra. Ouma gee vir Hunter 'n klein rugbybal. Hunter hardloop oor die sand, links, regs, soos in 'n rugbywedstryd. En toe druk hy 'n groot 3 by 'n klein vlaggie. Daar wag nog 'n briefie. Hunter lees. Die volgende leidraad wag waar die water blink. Arthur glimlag. Ek kan kyk, ek hou mos van swem. Hy stap versigtig na die vlak water en daar sien hy 'n groot skulp. Binne in die skulp lê die laaste briefie. Hunter lees. Die avontuur gaan nou verder. Volg die pad na die hawe. Die kinders stap saam met ouma soontoe. En toe hulle by die hawe kom, staan al hulle mammas en pappas daar en wag. Daar is ook 'n boot. Die kinders kyk verbaas. Ouma Corneille lag. Ek het vir julle gesê, ek het 'n groot verrassing beplan. Hulle klim almal op die boot. Die boot ry oor die blou see. Seemeeuwe vlieg saam. Na 'n rukkie kom hulle by 'n klein eiland. Daar bring hulle die hele naweek saam deur. En wat 'n heerlike naweek is dit nie. Hunter speel rugby op die strand. Lynel hardloop saam met Frikkie en Flikkie en swem in die see. Cornelis vang vis van die rotse af. Arthur bou groot sandkastele en kleine Annabel glimlag net vir almal. Later vang hulle krappe tussen die rotse, net soos hulle elke Kersfees by die see doen. Frikkie en Flikkie hardloop opgewonde rond, terwyl die krappe vinnig oor die sand skarrel. Teen die aand maak Hunter, Cornelis en Arthur 'n vuur. Hulle pak hout bymekaar, net soos hulle dit geleer het op oom Lewies se plaas. Die vuur begin knetter. Almal sit warm en gelukkig daar. Die grootmense maak lekker kos en vir pudding haal ouma Corneille haar bekende melktert en karringmelkbeskuit uit. Dit is die beste in die wêreld. Almal stem natuurlik saam. Vir 'n rukkie is almal stil. Al wat jy hoor is die knetter van die vuur en die see wat sag teen die eiland breek. Daardie aand is daar baie lag, baie stories en baie pret. Voor hulle gaan slaap, sê ouma Corneille sag. Die grootste avonture gebeur wanneer familie saam is. En so slaap Lynel, Corneille, Arthur en klein Annabel
daardie nag heerlik saam op die eiland, terwyl die see sag reis, want saam met ouma Corneille is daar altyd nog 'n nuwe avontuur wat wag.